Welkom graad 8 in hierdie video waar ons gaan kyk na die derde eksponentwet en sê. Reg, so kom ons kyk eksponentwet 3. Wanneer 'n mag verhef word tot 'n sekere ander eksponent, word die eksponente met mekaar vermenigvuldig. Onthou, wanneer magte met mekaar gemaal word en die grondtalle is dieselfde, tel ons eksponente op. Wanneer die magte gedeel word, trek ons eksponente af wanneer die grondtalle dieselfde is. En in hierdie geval, as 'n mag tot 'n ander eksponent verhef word, dan gaan ek daardie twee eksponente met mekaar maal. Kom ons kyk wat dit beteken. Hier het ek 'n mag 2 kwadraat. Dis 'n mag, 'n grondtal en 'n eksponent. So dit verteenwoordig 3 met homself gemaal 2 keer. So 3 wat met homself gemaal word 2 keer, word verder verhef tot die mag 3. So hierdie groepie 3 maal 3 moet 3 keer met homself gemaal word. So dit is uitgebreide notasie wat ek hier vir jou geskryf het. So eintlik, wanneer ons dit in eksponentvorm terugskakel, sien ons dat 3 met homself gemaal word 6 keer. So om van die eksponentwet direk na die eksponentvorm toe te gaan, kon ek sê dat reg, hierdie 3 grondtal bly my grondtal en wat ek kan doen is om my eksponente met mekaar te vermenigvuldig. Reg. So in algebraïese taal sal ek sien, hierso het ek 'n mag, 'n grondtal en 'n eksponent. Hy word verhef tot 'n verdere eksponent en hierdie eksponente wat weerskante van my hakkie staan, word met mekaar vermenigvuldig. Reg, nou hoe maak ek as ek negatiewe tekens in die pakkie bygooi? Kom ons kyk wat dit beteken. As ek 'n min x het, wat kwadreer moet word, beteken dit mos, hierdie negatiewe x moet met homself gemaal word 2 keer. So as ek dit sou uitskryf, sou ek sê min x maal min x. So ek sou begin deur my tekens te maal. 'n min maal 'n min gee vir my 'n positiewe teken wat jy nie hoef te skryf nie. En x maal x is eender se grondtalle, so wat doen ek met hulle eksponente? Ek tel hulle op, x kwadraat. Reg. Wanneer min x verhef word tot die mag 3, beteken dit dat hierdie min x met homself gemaal moet word 3 keer. Nou word 'n negatief maal 'n negatief, 'n positief, maar hierdie positief waar ek nou staan, word verder gemaal met 'n negatiewe teken en dan het my antwoord 'n negatiewe teken, want 'n minus maal 'n minus is 'n plus, maar 'n plus maal 'n minus is negatief in my antwoord. En dan sê ek, omdat my grondtalle eenders is in 'n maalsom, tel ek hulle eksponente op en ek het x tot die derde mag as deel van my eksponentvorm. Nou dit sluit aan by die eerste eksponentwet. So wat ons kan sien is dat wanneer 'n negatiewe teken verhef word tot 'n ewige getal, raak daardie negatiewe teken positief. Wanneer 'n negatiewe teken verhef word tot 'n onewige getal, bly daardie negatiewe teken negatief. En dit is 'n reël wat jy kan leer. Wanneer 'n negatiewe teken tot 'n ewige getal verhef word, raak hy positief. En as ek 'n negatiewe teken 'n onewige getal kere met homself maal, bly hy negatief. Nou, as ek wet 3 hier wou toepas verder, sou ek kon sê dat hierdie x in die hakkie het eintlik 'n eksponent van 1. En 1 wat met 2 gemaal word, gee vir my positief x kwadraat. Hier het ek weer 'n 1 as 'n eksponent. 1 maal 3 gee vir my 3. En die negatiewe teken bly voor want ek het 'n onewe eksponent waarna toe ek hom verhef het.
Tesame met hierdie wet moet jy onthou dat enige grondtal, enige mag of grondtal tot die mag 0 het altyd 'n waarde van 1. Nou ek het 'n vorige video hieroor ook vir julle gelaai. So gaan kyk asseblief na daardie video wat presies vir jou verduidelik hoekom dit so is dat enige heelgetal, enige algebraïese grondtal tot die mag 0 is altyd 1. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Reg, nou hierso het ek hakkies en ek weet nie wat om te doen nie, so ek werk altyd van binne na buite. Kom ons begin by die ronde hakkie binne. 'n min word verhef tot die mag 2, dis 'n ewe getal, kom ons los maar die blokhakkie eers daar, ons gaan nog niks met hom doen nie. 'n min word verhef na 'n ewe getal, so hy raak onbewustelik positief. Ek hoef glad nie daai positiewe teken te skryf nie. Dan het ek 'n x wat eintlik 'n eksponent het van 1 en hy word vermenigvuldig met 'n 2. So ek het dan 'n x kwadraat binne my blokhakkie, 'n positiewe x kwadraat. Nou maak dit nie saak of jy met ronde of blokhakkies werk nie, 'n hakkie is 'n hakkie. So ek het hier 'n mag wat verhef word tot 'n verdere eksponent en wat sê wet 3, ek kan eenvoudig my eksponente met mekaar gaan maal. Reg, so ek sê my antwoord in eksponentvorm gaan wees x tot die mag 10. Nog 'n voorbeeld. Baie belangrik om ook te onthou is dat wanneer ek 'n uitdrukking in 'n hakkie het, dan staan daardie eksponent waarna hy verhef word vir al die elemente in die hakkie. So daai tot die derde mag geld vir die minus, die grondtal van 2 met 'n eksponent van 1, vir die a kwadraat en vir die b tot die derde mag, want ek het een term aan die binnekant van my hakkie. Daar's 'n maalteken en 'n maalteken wat terme saambind as 1. So daardie tot die mag 3 buite staan vir elke element in die hakkie. Reg. Dan weet ons, 'n minus verhef tot 'n onewe getal bly 'n minus. 2 tot die derde mag is nie 2 maal 3 nie. Dit is 'n fout wat julle so graag maak, maar 2, dit beteken nie 2 maal 3 nie. Onthou, hierdie 2 is 'n grondtal. Hy het 'n eksponent van 1. Wat moet gebeur? Hierdie 1 en 3 moet met mekaar gemaal word. So my antwoord is 2 tot die derde mag. Dan sien ek a kwadraat verhef tot die derde mag. Ek maal my eksponente en ek kry a tot die mag 6. B tot die derde mag word verhef tot 'n verdere mag 3, maal my eksponente en ek kry b tot die mag 9. Nou kan jy ook sê, jy weet dat 2 tot die derde mag, 2 met homself gemaal 3 keer, is 8. So my finale antwoord is min 8, a tot die mag 6, b tot die mag 9. Reg, nog 'n laaste ene. Nou raak dinge baie ingewikkeld want jy's klomp hakkies en eksponente, maar jy raak nie op jou senuwees nie, jy doen hom van kant tot kant. Onthou, Botmas sê, doen eers hakkies voordat jy maal. Onthou die volgorde van bewerkings sê mos eers hakkies en van, daarna doen ek maal en deel gelyktydig, daarna plus en minus, skus. Reg, so hier het ek 'n hakkie, ek gaan eers hierdie hakkie uitsorteer, en ek gaan hierdie hakkie somme gelyktydig uitsorteer. Die res van die som word eers net so oorgedra. Min 2x kwadraat gaan nog gemaal word. Waarmee? Met die antwoord van hierdie hakkie wat verhef word tot die mag 3. So minus word verhef tot 'n onewe getal, hy bly negatief. 'n mag word verhef tot 'n verdere eksponent, so ek maal my eksponente met mekaar
3 maal 3 gee vir my x tot die mag 9. Onthou, y het 'n eksponent van 1 binne die hakkie. As ek die eksponente sou maal, staan daar y tot die 3de mag. Reg. Hieronder is dit nou bitter belangrik om te sien, dat jy gaan nie sê minus maal minus nie, want hierdie negatiewe teken moet gemaal word met die antwoord van daardie hakkie. As jy nou hierdie twee negatiewe tekens met mekaar gaan maal, dan doen jy vermenigvuldiging voordat jy die hakkie se antwoord bepaal het. En dan is jou volgorde van bewerkings verkeerd. So my negatiewe teken gaan nog gemaal word waarmee? Met die antwoord van hierdie hakkie. 'n Min verhef tot 'n onewe getal bly negatief. Hier het ek 'n mag, my eksponente word gemaal, x tot die mag 12, want 3 maal 4 is 12. Y het 'n eksponent van 1, ek maal hulle eksponente met mekaar en ek het 'n y tot die 3de mag. Reg, nou het ek ontslae geraak van my hakkies. So daai stap is nou gedoen. Stap 1 is klaar. Stap 2, nou gaan ek vermenigvuldig. Kom ons vermenigvuldig bo die lyn. 'n Minus maal 'n minus is 'n positief wat ek nie hoef te skryf nie. 2 word vermenig met 'n heel getal van 1. Daar staan eintlik 'n 1, so ek het 'n 2. In 'n maalsom waar die grondtalle dieselfde is, tel ek my eksponente op, x tot die mag 11 en ek maal ook met y tot die 3de mag. Onder die lyn sê ek 'n min maal 'n min gee ook vir my 'n positiewe teken en daarom raak dit positief. X tot die mag 12, y tot die 3de mag. Reg, kom ons kyk, wat is hierdie antwoord? 2 word gedeel met 1 en daarom bly hy 2. X tot die mag 12, grootste eksponent, minus kleinste eksponent, want in 'n deelsom trek ek die eksponente van mekaar af wanneer die grondtal dieselfde is. Daar's 'n x tot die mag 1 wat onder die lyn in oorbly. En dan sien ek y tot die mag 3 en y tot die mag 3 deel presies in mekaar in. So daar's 'n y tot die mag 0 wat oorbly. En wat is y tot die mag 0? Dit is 1. So of jy nou bo die lyn met 'n 1 gaan maal en of jy onder die lyn met 'n 1 gaan maal, dit het geen verskil aan my antwoord nie, want enige iets maal 1 behou sy oorspronklike waarde. So my finale antwoord is 2 op x.